Môre Werner. Môre is dit. Hoe gaan dit? Hierdie is koud. Was lekker in die naweek, maar nou is het weer koud. Ja, tenminste is die Bitcoin prys warm. Hy is baie warm. Hy groei lekker. So wat het jy die naweek gemaak? En wie gebraai? Ja, ek het gedag ek het gesien een van jou ouens op pad soontoe, né? Hy lorry was nie myne. Waaroor praat ons vandag? Man, ons wil ons 'n Bitcoin koop vandag, hè? Ja, ons wil bietjie vir ouens wys. Nie 'n Bitcoin, ekskuus, ons wil bietjie Bitcoin. Bietjie Bitcoin. Wat ons vir die ouens net vir wys. wys, ja. Ja. Onthou is dit nou laas het ons nou gewys van wallets en sulke goede. Ons hoop dit help. Julle moet ons 'n bietjie meer terugvoer gee. Ons sien daarom nou dat die boere daar uit die bosse uitpeel. Jy sien daar was 'n wildsboer. Ja. Van ek weet nie waar hy is nie, maar Ja. welkom by ons YouTube channel almal. Ja. Nou daar's ons 'n paar exchanges, daar's 'n hele klomp. Daar's ons altcoin. Ek gaan my altcoin trader gaan koop. Luno. Ek kan nie van daai hierdie soort nie. Hulle laat dit voel soos 'n bank. So ja, hulle maak dit maklik, maar by hulle moet jy gaan Fika en sulke soort goed. Ja, dit lyk soos 'n ander blou bank. Ja, dit lyk nogal so, né? Kyk, hulle is maklik en as jy dit so wil doen, fine, fair enough, maar ons verkies vir die algemeen local bitcoins. Ja. Ons het nou klaar hier ingelaag by jou rekening, Werner. Jy het gesê jy wil nog so R100 se bitcoin koop, né? Net so 'n bietjie, net om jou te wys. Bietjie. So basies, hierdie is maklik. Jy gaan na die ouens toe en jy gaan maak 'n rekening oop. Jy vul jou naam in. It's easy enough. Jy hoef nie ID en goeders te doen nie. En dan as jy nou, dis waar ons nou is, as jy nou sê buy bitcoins, wat hier wys is, hierdie mense hier is fisiese ander ouens, hulle is nou online. So hulle sê vir jou, nee, hulle wil by Netbank of by wie ever trade, jy kan sien hoeveel trades het hulle gedoen. As hulle moet, nie moet nie, maar hulle sal 100% rating, en dan hierdie ou het 9 keer getrade, en hy het 100% rating. Hy doen net deur Netbank. Dis wat hy vra per bitcoin. Hy sal minimum R100 trade tot R1000. Ja, so jy gaan R16,000 en jy gaan sy Bitcoin prys is R16,000 vir 'n Bitcoin, so jy gaan R100 se fraksie van sy Bitcoin koop teen daai prys. Yes, ja. So mense kan hier gaan kies. En by watter bank is jy byvoorbeeld? FNB. So daai BTC King. Hierdie ouetjie. Ja. Hy het nog net 4 trades gedoen. Ja, is bietjie dodgy. So mense gaan soek National Bank Transfer sê hierdie ou is bietjie duurder, Ja. maar ten minste hy het 100 plus trades al gedoen en hy het 100% rating. Nou 'n interessante ding, as jy begin koop hier sonder vir die ouens, jy gaan nie onmiddellik R20,000 se Bitcoin kan koop. Ek gaan nie R1000 se Bitcoin nou koop nie. Daai Nee, dis duur. Ja. Maar jy kan gaan soek. Net so by the way, van hierdie ouens kan jy actually 'n afspraak mee maak en face to face gaan sien. So dis interessant. Show map for buying. So jy kan 'n ou gaan ontmoet gesig tot gesig. Dit is duur. Ja, dit is baie duur. Ja, ons ruk bietjie die hoender hierso. FNB Capital hier onder 100 plus trades daarso. Okay. R500. Ja, dit is R500. Ons vat 'n kans wat daai ou R200. Wat? Ons sit EFT ou dat jy gee die ou kans R100 daarso. Hierdie ouetjie. Ja. Okay. So hoe dit werk is jy log in, obviously as jy nou klaar jou rekening gemaak en dan kies jy nou buy. So wat dit dan doen is dit maak dan 'n nuwe dingetjie. Ding is baie maar, maar sometimes to log in. Please check. Gat. Klik hier. Log in from a new browser. Okay. Nou, hoekom dit nou gebeur? Dit wys jou net hoe secure dit is. Ons het nou op my laptop ingelog om dit nou te record. So aan Werner se kant moet hy dit nou net confirm om te sê. Hy sê dis okay. Verify the browser. So hy sê verify browser aan die kant. En kom ons probeer weer, as ek nou sê buy Bitcoin. En ons gaan nou weer na daai ou toe. Waar is hy? Hierso. Ja. Buy. Okay. So nou sê hy buy Bitcoin using bank FNB FTT koffie. Ja. Okay, tjus. Moet koffie, ja. So mense kan jou se naam sien en as ek goed, jy sê vir hom, okay, ek wil R100 se Bitcoin koop, né? Dit wys vir die conversion van, onthou Bitcoin het 1 miljoen fraksies, so ons gaan nou soveel Bitcoin doen. Hy sê FNB to FNB only.
Hy het net soveel Bitcoin beskikbaar op sy in sy rekening. Nou hy het gaan fisies Bitcoin gaan upload in local Bitcoins en dit word in escrow gesit word hierso. Ons skryf hom 'n briefie en sê hello. Do you want to trade? En ons sê vir hom send trade request. So hy gaan nou 'n briefietjie kry om te sê, "Tjap, ons kan trade as ons wil." Nou wag ons nou net vir hom. Nou success, you contact to the advertiser is sent, what's your email? So, nou wag ons nou net. Sal sien hier so 'n groen kolletjie dingetjie, hy mag vir ons betaal. Nou sê hy ook, hier is die rekeningnommer en als. Wat jy dalk kan doen in die meantime, is jy kan jou FNB rekening oopmaak, Werner. En als doen, ons wag nou dat hy gaan reageer hierso. So, sodra as wat hy nou gesê het, lekker, is kwaai, whatever. In die meantime, log Werner aan sy kant in. En hy is dan nou besig om die rekeningnommer en als reg te kry. Hierdie is 'n transfer van jou FNB rekening na sy FNB rekening. So jy sit nêrens geld op local bitcoins nie. Hy het net sy bitcoin geupload in escrow. Julle mag dalk sien hierdie B hierbo het 'n minusrekening. Ek en Werner hou nie daarvan om ons bitcoin te hou op exchanges nie. So ons trek ons bitcoin uit. Nou wat partykeer gebeur as jy gaan en jy gaan trek jou bitcoin uit, dan gaan hy in 'n minus in. So hier staan hy, yes, FNB to FNB EFT only please. Great stuff. So hy het ons nog geantwoord. So ons sê vir hom, transferring now. En jy sê send. Ja. So wat 'n mens gaan doen, hierdie attached document gedeelte hier, sodra as wat jy nou die transfer gedoen het, 'n mens moet baie mooi kyk na die reference message, so die reference nommer. Moet ek hom vir jou lees daar, Werner? Okay, hoofletter L 9411 367, hoofletter B 5, hoofletter L P U 4. Wat lees hom vir my terugtel? L 941136 B5 L P U 4. Excellent stuff. Okay. So Werner het nou kyk is nou bankrekening. 626 Ja. 108 Ja. 69391. Alright. Great stuff. So nou gaan Werner daai R100 transfer. Okay, so daar's nie 'n e-mail of whatever om te sê nie, né? Nee, daar was ons niks nie, want onthou nou, jy gaan vir my, ek gaan my e-mail aan die kant oopmaak. Hieronder. Want jy gaan dit upload. Okay. Ek gaan dit upload. Jy moet maar net vir my dan daai proof of payment vir my dan e-mail. Ons werk hom nou lang om, want Werner is nou aan die kant besig met sy komputer. So wat nou hier gebeur is, dis 'n letterlike jy ken my mos. Itzhard. Ja, maar ek weet hom, hy bring nie op nie. EDZORDT. Hy sê, okay. So Werner stuur nou vir my die proof of payment na my kant toe, sodat ek dit kan upload vir die ou. Hy gaan obviously 'n ping op sy foon kry of whatever kry, sodra as wat dit gebeur het. En dan is dit so maklik soos dit. Nou, soos ek sê, die ou het die Bitcoin fisies hier geupload in sy Cell account. Nou, hoe meer 'n mens koop by local Bitcoin, hoe meer kan jy fisies gaan koop. Jy kan nie onmiddellik hier inklim in 100,000 nie. Jy sal ook sien, partykeer sê dit, van die ouens wil, as jy byvoorbeeld R10,000 se Bitcoin koop, wil hy actually hê, jy moet 'n kopie van jou ID of sulke soort goeders upload. Nou, jy as 'n buyer kry 'n rating, maar die seller, as jy sodra as jy die transaksie gedoen het, jy moet hom ook rate, sodat hy obviously op sy rating beter en beter maak. So op daai manier, die ou wil nie jou verneek nie, want dan gaan hy nooit weer op local Bitcoin kan verkoop nie. En dan ook, by dit gesê, as daar wel 'n probleem is, local Bitcoin is nogal goed, hulle het 'n manier hoe jy die goeders kan opvolg. So die ouens wat verkoop, hulle moet heelwat meer detail oplaai as 'n ou wat wil koop. Nou, ek en Werner maak op ander maniere geld, asof julle in die toekoms wys hoe ons dit doen. So dis is 'n manier. Nou, net so, by the way, julle het nou gesien wat ons nou betaal vir 'n Bitcoin hierso. Hulle het gewoonlik so 6%,
6 tot 10% markup Ja. op die eintlike prys van Bitcoin. Jy het vir my daai gestuur, Werner. Okay, so ons wag nou net vir die proof of payment. Ek gaan nou in elk geval vir hom hier intussen tyd skryf. Paid. Uploading proof of payment momentarily. Ja, ons Afrikaans is maar net Afrikaans, né? Dis Afrikaans, Die Engels is Engels geleer. Nou party ouens, hulle wag net vir die kennisgewing van die bank af. Hulle is nice. En dan release hulle die transaksie. So, okay, ek sien hier soos Werner se proof of payment nou hier by my aan. Wag net dat hy gou gedownload die. Ek sê gou hier so aan my kant save. Save attachment. Hoeveel keer jy al hier gekoop, Werner? Dit is my derde keer. Wat is dit? Okay, ek het Gewoonlik koop ek peer-to-peer. Die ou is vriendelik. Thanks, mate. Dink jy hy kom van Suid-Afrika af? Hy uit Australië af. Klink vir my Australiaans. Okay, so nou gaan ek vir hom sê attach document, choose file. Oeps. No file chosen. Desktop. Gaan hier nou then payment, open. So hy upload dan nou die PDF. Hierdie ou is obviously ook nog bietjie nuut. Ons het gesien hy het nog nie baie tyd so toe nie. En ons sê vir hom send. En so se drop. Either oopsie, sorry. Write a message. Okay. Proof of payment. Ja, upload a wallet. Okay, een ding. Partykeer, verskoning dat ek nou hierso vir julle 'n blank screen wys. Partykeer hou die goed nie van PDFs nie. So jy moet dit dan JPEG maak. Nou ek net gou hierso 'n JPEG ding maak. Export to export. Dis nou nogal sleep. Ek verstaan nie hoekom hulle nie PDF uit nie. Hy is nie baie lief vir PDFs nie. So ons sê vir hom, okay, save daarso. Dan gaan ons weer vir hom sê proof of payment, choose file. Desktop. Also sê JPEG. Upload. Proof of payment. Send. So dan wat hy nou gaan doen aan sy kant, hy gaan hom nou obviously ontvang. Hy gaan hom oopmaak. En dan gaan hy sê. So dit is 'n bietjie van 'n sleep. Maar dis nie moeilik nie. Slag nie moeilik nie. Doen hy die ding nou, dink jy? Daar is hy. Attached. View attached, so hy kan hom gaan kyk aan sy kant. Dan wag ons nou net vir hom. Hoe was die braai? Ja, was lekker. Was hy swaar geweest of iets nie? Ja, Nee, iets. swaar. Ja. Wat dink jy? Die Bitcoin prys is bietjie besig lekker om te klim, hè? Waar dink jy gaan hy uitdraai? Jong, ek weet nie, ek lees en probeer sien wat die ouens spekuleer. Cheers. Hy klink vir my na Australiaan. Thanks, mate. Cheers. Cheers. So, okay, cheers. Wanneer release hy nou die gaan? Nou kan 'n mens vir hom sê, are you releasing, please? Partykeer is die systeem so 'n bietjie stadig, maar ons gaan nou maar vra. Dis altyd nerve-wracking vir ouens die eerste keer. So, hier kom gewoonlik 'n kennisgewing hier op. Wat sê, it's been released of iets, en mens kan altyd net die wallet ook dophou daarbo, en as jy sien die Bitcoin is daar. Die Bitcoin prys. Ek weet nie hom, hierdie ETF waarvan ons laas gepraat het. Ek dink dit het 'n groot invloed op die prys. Japan en China en daai ouens word vreeslik wakker. En dan sê, wat is omtrent 30%? Wanneer is die dag? Dis 'n 30% kans dat dit gaan deurgaan, maar dis wat Ja, nou? 36. Ja, maar wag hier. Yep, a long time ago. Okay. So kom ons kyk gou-gou. Dit het verander. Ek gaan gou-gou hier klik op jou wallet. Daar is hy. So hy is eintlik daar. Nou net so vir interessantheid. So ons kan nou sien, daar is jou Bitcoin. Nou is die bo boodskappe, net om vir die ouens hierdie te wys. Mens klik op die boodskappies, dan sê dit al die goeders. Jy kan op dit gaan klik en sulke staf om te gaan die hele transaksie en alles te gaan sien. Sê my vir jou dankie. Dan moet jy feedback doen. Dan gaan ons net vir hom sê, thank you. Well Nee. received.
Wat is gebeur dan? Oh, sorry, Mac. Confuus ek jou. Well, receive the was hy. Nou ook kan mens hierso sien van hy sê send. Nou wil local Bitcoin sê jy moet 'n feedback gee. So wat gaan ons sê? Trustworthy. Ja, Positive. Ja, Hy is fyn. Dit was vinnig genoeg. Dit was vinnig genoeg, ja. Dan sê ons update feedback. So hierso kan jy nou sien this trust and block without feedback in. So dis hy daar. Alright. En nou gaan ons teruggaan na jou wallet toe want ons wil dit nou transfer na jou Zappo toe. Nou ons het ingelog by Werner se Zappo ook. Nou in die Zappo wallet, onthou Zappo, dan kan ons net daar so klik. Zappo is 'n kaart wat jy het, 'n debietkaart waarin jy Bitcoin laai. Net lekker Bitcoin hier man, né? Nee, netjies. So nou om te ontvang, jy gaan nie om as ek so rondklik in jou Zappo. Ek voel half asof ek invasion of privacy. Ja, sorry man. Maar nou okay. Personal wallet, so daar's die nommer waar jy gaan ontvang. So jy klik op dit, dan sê dit personal wallet address. So ons gaan nou hierdie adresie hierso copy. Ctrl C. Local Bitcoins toe, receiving Bitcoin adres. Dan paste ons hom daarin. So ons maak altyd seker. Onthou, Bitcoin wallets is altyd met 'n 1 2 vir 3. Snaaks genoeg Zappo het gewoonlik 'n 3 waarmee jy begin. Ja, Jy al gesien. Interessant. Miskien moet hulle genegotiate somewhere, ek weet nie. Nou, ek weet nie. Maar ons check die nommertjie. Sien hy dit is so amount of bitcoins. Ons gaan vir hulle almal oor transfer na jou toe. So ons kopie hom daar, ons sê das of so. Dan kan jy nou hier sê from my wallet of whatever. Nou as jy daar gaan klik dan maak dit onmiddellik nou sommer die bedragie en ons sê vir hom continue. So jy sien ook. By the way, local bitcoins jy het ook 'n wallet nommer om hiernatoe te receive. My opinie moenie Bitcoin hou in exchanges nie. Ja, jy kan dit gebruik dit as 'n receiving ding en stuur dit terug na jou Zappo wallet byvoorbeeld, want jou Zappo wallet is baie meer secure. Yes. Of natuurlik ultimately jou hardware wallet of 'n papier wallet. Daar's hy. Ek het geleer die naweek om 'n papier wallet te maak. Ons kan eendag vir die mense wys hoe om te doen. Ja, ons gaan julle wys. Kwai. Okay, so daar's dit. Bitcoin, ons sê continue. En dan wag ons vir Werner se two-factor. Ons moet hierdie goeters als doen, onthou GA codes en daai soort dinge om dit veilig te hou vir julle. 058 650 send from wallet. En daar's hy. Hy's gestuur. Bitcoin sent successfully to address. Okay, van Nou dan gee hy daarso 'n boodskapie. Nou, ons het daai gedoen. Maak is red. Okay. So nou gaan ons na Zappo toe. Dit vat soms 'n rukkie. Dit gaan net gou daar. Nou, dis nog nie. Hy wys nog nie. Nou, die rede hoekom hy nie vinnig wys nie, want ons stuur nou van 'n local Bitcoin wallet na 'n Zappo wallet toe. So die geld het nou klaar hier die wallet verlaat. Ons kan dit sien, die wallet is nou leeg. Daar's niks in nie. Nou gaan dit na die Zappo wallet toe. Wat mens nou wel kan doen, as jy gaan na jou wallet toe. Transactions, Daar's die transaksies, so mense kan dit sien. Sending, pending send. So ons weet dit het nou hier verlaat. En dan as mens nou gaan na Zappo toe. Hoe kan jy die hash rate kyk op hom? Op local bitcoins. Ja. Interessante vraag. Ek probeer sien. Kan jy kyk op die klik op die minusie? Wanneer kan jy die hash van die ding sien en jy kan eintlik vir iemand proof stuur wat hulle op die blockchain kan gaan check voor die tyd. Ja. Oh nee, hier's 'n CSV. Miskien is mens hom download. Seker ja. Ja. Ek het af en nog nooit probleme gehad met hierdie ouens nie. Refresh hom net dan. Nee, weet nog nie. Total balance. Ek het nog nie as 'n e-mail gekry nie. Ja. Ek gou nie daarvan nie. Nou, daar's ook onthou as die blockchain vreeslik besig is met die Bitcoin transaksies, dan vat hy partykeer 'n minuut. So is nie asof jy nou moet koop want jy moet nou die goeders vir iemand anders stuur en jy moet dit daarom so 'n paar uur voor die tyd doen. Ja, dis ook dis bietjie moeilik om betalings direk vir iemand as jy byvoorbeeld in 'n winkel gaan staan en 'n broodjie gaan koop. Dit gaan nie so werk nie. Dis hoekom Bitcoin is nie regtig gemaak vir daai tipe transaksies nog nie, maar hulle is besig om te werk aan die onderliggende tegnologie dat hy so vinnig gaan gebeur. Ja. Zappo kaarte het geen probleme nie. Ek meen jy swipe hom en hy gaan deel. Ja. So dis maklik. Maar ook daar's ons local Bitcoin is nie
ek wil sê 'n spend wallet. Daar is van die trading wallet. ja, daar's van die wallets waar dit letterlik vinnig is, soos blockchain.info. Hy werk vinnig. 'n Local Bitcoins het dalk ander sekuriteit of iets wat hulle weet dit vat 'n oombliekie. Maar ja. So julle sien dit nou nie op hierdie stadium nie, maar ons wil nou nie te veel van julle tyd opvat nie. Ek weet hierdie was nou 20 minute lank. Maar ek hoop julle het nou geleer. Dis nie vreeslik moeilik om Bitcoin aan te koop nie. Met die volgende videoetjie sal ons wel vir julle wys dat Werner sy geld ontvang het van Local Bitcoins na sy Zapper wallet. Awesome. Dankie, né? Asai, tot volgende keer. Lekker dag.